Bly aan boord, bly aan boord. Moenie van die skip hier afspring nie. Dien die Here met oorgawe. Ek dink ons leef in 'n tyd waar die vyand allerhande vuurige pile op jou lewe gaan afskiet. En is iets waarvan jy bewus moet wees. Hy gaan al sy vuurige pile op jou afvuur om jou weg te trek van die Here af, om jou moedeloos te kry. Maar ons het die skild van geloof, waarmee ons die vuurige pile van die bose kan afweer. Hy kom met baie snaakse goed, glo my, hy kom met baie snaakse goed na jou toe. En jy het die woord van God in jou lewe nodig, ouens. Ons moet ons lampies vol olie maak, en ons moet hulle vol olie hou. Want as die Here vandag kom, en ek weet dis prediking wat baie ouens onder die mat ingevee het, want ons spreek so baie oor Jesus wat gaan kom, en Jesus het nog nie gekom nie. Maar hy kom. Hy kom. En ek en jy gaan dit nie kan wegredeneer nie. Ons kan nie goed onder die mat invee soos wat ons wil. Maar die groot vraag is wanneer hy sy verskyning maak, of wanneer hy dit vir jou as individu kom maak, wanneer hy aan jou lewensdeurtjie kom klop, sê is nou tyd, ek gaan jou nou wegraap, ek gaan jou nou so 'n bietjie wegvat. Is jy gereed om hom te ontmoet? Is jy gereed om voor 'n heilige God te staan en rekenskap te gee van jou lewe? Dis nie bang praat nie, praat jy nie bang nie, want die evangelie is 'n blye boodskap. Al wat ek vir jou vanmôre sê is, hou jou lamp vol olie. Moenie soos die dwaase maagde wees, wat nie genoeg olie gehad het nie. Hulle het vir 'n rukkie olie gehad, en die olie het klaar geraak. En toe die bruidegom kom, toe kon hulle nie ingaan nie, want hulle het nie olie in hulle lampe gehad nie. Maak seker, jou lamp is vol olie, en maak seker jy het so 'n bietjie ekstra saam met jou vir die pad vorentoe. Ek wil met jou praat oor 'n baie interessante gedeelte vanmôre. En ek wil hier met die woord van die Here oopmaak by Handelinge hoofstuk 27. Handelinge hoofstuk 27. En die tema van die boodskap is bly aan boord. Bly aan boord. Moenie afspring nie, moenie paniekerig raak nie, moenie vreesbevange raak nie, moenie benoud word nie, laat jou hart nie ontsteld word in die tyd waarin jy is nie, glo in God, glo ek in my. Ons het dit mos nou al met mekaar gedeel. Jy's nie as wese agtergelaat nie, al voel dit vir jou partykeer so. Moenie toelaat dat die vyand op jou gevoelens speel nie. Moenie toelaat dat hy op jou gevoelens inwerk nie, want ons voel baie keer baie goed. Maar ons wandel nie deur gevoel nie. Ons wandel nie deur dit wat ons voel nie. Ons voel dit, ons is mens, ons voel dit. Maar ons draai ons terug na God toe. Ons draai ons terug na die woord toe, en ons wandel deur die geloof, en nie deur die aanskouing nie. Nie deur dit wat ons sien nie. Ons sien partykeer vreeslike goed. Vreesaanjaende goed. Ons hoor partykeer vreeslike goed. Ons word partykeer met vreeslike goed gebombardeer in ons lewens, geestelik. Maar ons wandel deur geloof, ouens, nie deur wat ons voel nie. As ek moet wandel deur dit wat ek voel, was ek dalk nie vanoggend hier gewees nie. Dan was ek dalk al lankal weg gewees. Maar ek wandel deur die geloof. En ek staan op die woord van God, wat die waarheid is. Die evangelie van Christus Jesus is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Nie net wat hoor nie, maar wat glo. Ek wil hierdie gedeelte met jou deel in Handelinge 27. Ek wil hê jy met die hele hoofstuk, as jy wil, kan jy dit by die huis gaan lees. Ek gaan nie die hele hoofstuk vir jou lees nie. Daar's soveel goed wat ek vanmôre met jou wil deel en kan deel. Ek weet nie of ek by alles gaan uitkom en of ek alles gaan onthou nie, van dit wat die Gees van die Here met my gedeel het nie. Maar kom ons lees dit, en die Gees van die Here
Die Heilige Gees is die naprediker van die woord. Hy gaan met jou praat. So terwyl ek met jou praat, gaan jy geestelik ingestel wees ook om te hoor wat die Heilige Gees in jou hart invluister. Dis hoe prediking werk. Dis hoe die evangelie van Jesus Christus werk. Terwyl dit verkondig word, kom die Heilige Gees en hy kom deel met jou. Dalk is dit goed wat ek nie eers gesê het nie, maar dit is goed wat jy vanmôre in jou gees beleef. Dit is goed wat jy in jou gees sien, terwyl ek hierdie evangelie met jou deel, terwyl ek vir jou die gedeelte lees, wat ons vanmôre gaan lees. So, wees sensitief, en hoor wat die Gees van die Here vir jou sê. Moenie laat dit net nog 'n diens wees nie. Moenie net laat dit, ek wens die pastoor wil nou klaar kry, dis amper 11 uur nie. Moenie laat dit vir jou so 'n diens wees nie. Jy mis uit op wat God doen en waarmee hy besig is en wat hy in jou lewe wil doen. So kom ons hoor wat die Gees van die Here vanmôre sê. Amen. Amen. Kom ons begin sommer daar by vers 1 van Handelinge 27. En toe daar besluit is, kom ek lig julle net eers gou in. Paulus is in gevangenskap. En Paulus is deur sy eie Joodse volk, sy broers, is hy, ek wil amper sê verraai. Het hulle gesorg dat hy in gevangenskap beland. As hulle sin kon gekry het, daar was manne wat vir 'n tyd lank gevas het. Hulle het gesê, ons sal nie eet nie, en ons sal nie drink nie voor ons Paulus doodgemaak het nie. En dit terwyl hy alreeds in gevangenskap was. Terwyl hy van die een, kom ons sê maar hof, na die ander hof toe gegaan het, en hulle hom probeer veroordeel het. Hy's in gevangenskap, en nou het hy hom op die keiser beroep, en as jy op die keiser beroep, dan gaan jy na die keiser, en jy gaan jou saak voor die keiser stel. En so is hy op die skip, van die een skip na die ander skip, en hy's op pad Rome toe, om voor die keiser te gaan staan, en homself te verdedig, oor die evangelie van Jesus Christus. So, dis die prentjie. Nou wil ek julle die gedeelte lees waar hy op die skip is, en waar hulle op pad is, Rome toe, en wat daar alles gebeur het. En ek glo die Gees van die Here gaan met jou vanmôre deel. Hy sê in vers 1, en toe daar besluit is dat ons moes wegvaar na Italië, het hulle Paulus en sommige ander gevangenes oorgegee aan 'n hoofman oor 100. Met ander woorde, hierdie ou was 'n soldaat, hy het rang gehad, en hy het 100 ouens gehad wat onder hom gestaan het. Hy was die hoofman oor 100 gewees. Van die keiserlike leerafdeling, en hierdie ou se naam was Julius. As jy seentjies het, of as jy mammas wat babas verwag, en is 'n seentjie, Julius is 'n pragtige naam, want hy was 'n goeie mens gewees, alright. Hy het hom goed behandel. Okay, vers 4, kom ons lees vers 4, so hulle is op pad. En daarvandaan het ons afgevaar en onderkant Cyprus verbygeseil, omdat die winde teen ons was. Die lewe is nooit net 'n smooth ride nie. Amen. Die winde was teen hulle gewees. En die winde van die lewe, Eugene, jy sal dit nog beleef. Skool beleef hou dit nie so erg nie, want jou ma kry al die wind. Maar iewers gaan die winde teen jou begin waai. Dit waai so teen jou vas. En die winde was teen ons gewees. En dan vers 7, en verskeie dae het ons langsaan, so ek skiep nou 'n paar versies, anders gaan ons 'n uur en 'n half hier sit. En verskeie dae het ons langsaam gevaar, met ander woorde, onder moeilike omstandighede, en met moeite, en ek weet nie of ek die woord reg of die naam reg uitspreek nie, Knides, weet nie of julle al van so 'n plek gehoor het nie, teenoor Knides gekom, en omdat die wind ons nie toegelaat het nie, onderkant Kreta langs gevaar teenoor Salmone, ek weet nie hoe spreek ou dit uit nie.
En toe ons met moeite, ek kon seker vir AI gaan vra het, nee, ek moes hom gaan vra het. En toe ons met moeite dit verbygeseil het, kom ons by 'n plek wat genoem word mooi hawens. Daar so nou en dan is daar mooi hawens ook in jou lewe waar 'n ou dit so 'n bietjie rustig kan vat, nee, net so 'n bietjie kan chill. Hy sê 'n plek word genoem mooi hawens in die nabyheid waarvan die stad Lasie is. En omdat 'n geruime tyd verloop het en die skeepvaart al gevaarlik geword het, alles op die skip en met die skip en met die bemanning, dit het moeilik geraak. Die winde het gewaai. Dit was moeilike tye gewees. So alles het gevaarlik geraak. En het Paulus hulle gewaarsku, vers 10, en gesê, manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewens. Vers 11, maar die hoofman oor 100 het meer aan die stuurman en die eienaar van die skip geglo as aan die woorde van Paulus. En baie keer glo ons meer aan die woorde van die nuus en van die dinge wat ons hoor as aan die woorde van God. Amen. Ek meen, dit is logies. Dis wat ons sien, dis wat ons ervaar. En is logies dat hierdie ouens, dat die hoofman oor 100 meer aan die stuurman sou geglo het en meer aan die kaptein van die skip sou geglo het, want hulle het al die ervaring van die lewe. Hulle ken die see se ins and outs. Hulle weet hoe om die winde te hanteer, hulle weet hoe om hierdie skip vorentoe te vat, hulle weet hoe om die toue om hom te sit, om hom te versterk. Hulle weet alles. Wat weet Paulus? Paulus is maar net 'n gelowige, eintlik 'n gevangenes op pad na Italië of Rome toe om verhoor te word. Wie is Paulus nou? Maar die hoofman, vers 11, ek lees dit weer, oor 100 het meer aan die stuurman en die eienaar van die skip geglo as aan die woorde van Paulus. Miskien glo jy vanmôre meer in die woorde van dit wat jy sien en dit wat jy beleef as aan die woord van God. Laat die Heilige Gees met jou praat. Vers 12, en omdat die hawe nie geskik was om daar te oorwinter nie, het die meerderheid aangeraai om ook daarvandaan af te vaar en indien moontlik Phoenix te bereik om te oorwinter, 'n hawe in Kreta wat oop lê na die suidweste en na die noordweste. En toe die suidewind saggies waai, het hulle gedink dat hulle voorneme kan uitvoer en die ankers gelig en langs Kreta verbygeseil. Maar nie lank daarna nie, het 'n stormwind, wat Euroclydon genoem word, daarvandaan neergeslaan. Dit was soos 'n sikloon gewees. En toe die skip meegesleep is en nie teen die wind op kon seil nie, het ons dit opgegee en weggedrywe. Miskien sit jy vanmôre hierso en jy het opgegee en jy is besig om weg te drywe. Dan wil ek vir jou sê, daar is hoop vir jou. Daar is hoop vir jou. Vers 16. En toe ons onderkant 'n eilandjie kom wat Clauda genoem word, kon ons met moeite die sleepbootjie onder die sleepbootjie onder beheer hou. En nadat hulle dit opgetrek het hulle gebruik gemaak, ek nou trane in my oë, het hulle gebruik van hulpmiddels deur die skip onder te gord. En omdat hulle bang was om op die Sirtis te lande kom, die sandbanke en goed, het hulle die seile neergehaal en so het hulle dan weggedrywe. En terwyl ons geweldig deur die storm getuister is, het hulle op die volgende dag van die vrag uitgegooi. Ouens, dit raak moeilik. Hier's 'n storm, dis nie net 'n wind wat waai nie, dis soos 'n sikloon, dis 'n geweldige wind, dis 'n storm wat hierdie ouens ervaar. Hulle het alle hoop het hulle al begin opgee.
En nou sê die woord, en terwyl ons geweldig deur die storm getuister is, het hulle op die volgende dag van die vrag uitgegooi. Hulle wil net die boot bietjie ligter maak, die skip ligter maak. Miskien sal die golwe minder inslaan as die skip so bietjie hoër van die water af is. En nou sê die woord, en op die 3de dag, vers 19, het ons met ons eie hande die skeepgereedskap, dit wat 'n ou nodig het op die see, om hierdie skip sinvol voor te kan seil op die see, het hulle daai gereedskap, het hulle met hulle eie hande begin uitgooi. Hulle het geen hoop meer gehad nie. Dis nou net 'n kwessie van ons moet net neusie bo water hou. Ons moet probeer oorleef. Maak nou nie saak wat word nie, solank ons net kan oorleef. En omdat die son, vers 20, en ook die sterre baie dae lank nie geskyn het nie, en 'n ewige storm ons gedruk het, is eintlik alle hoop om gered te word ons ontneem. Daar's nie hoop nie. Dit wat hulle gebruik het om koers te bepaal, die son, die ooste en die weste en die sterre in die nag, nie is dit het geskyn nie. Nie is dit kon hulle gesien het nie. Hulle het nie geweet waar hulle is, waantoe hulle op pad is nie. Hulle het alle hoop. En is dit nie partykeer so in jou lewe nie? Partykeer is daar net nie 'n son wat vir jou skyn nie. Partykeer is daar nie 'n sterre in die nag nie. Partykeer weet jy nie waarheen jy moet gaan nie. Jy weet nie wat 'n koers jy moet inslaan vir jou lewe. Jy weet nie wat 'n koers jy moet inslaan vir jou huwelik. Jy weet nie wat 'n koers jy moet inslaan om jou kinders weer by die Here uit te bring nie. Goed gebeur in die lewe en skielik kom jy op 'n plek in jou lewe waar jy hopeloos is, waar daar geen hoop meer vir jou is nie. Maar kyk nou na vers 21. Onthou nou, in vers 11 sê die woord van die Here, maar die hoofman oor 100 het meer aan die stuurman en die eienaar van die skip geglo as aan die woorde van Paulus. Nou vers 21. Paulus weet waartoe hy op pad is. Onthou dit. Paulus weet waartoe hy op pad is, want hy het 'n woord van God gehad. Hy het 'n woord van die Here gehad. Ek sal jou wys hoeveel jy moet ly vir my naam, en jy sal voor konings en hooggeplaastes staan ter wille van my naam. Paulus het geweet waartoe hy op pad is. Wel, hierdie ouens alle hoop opgegee het. En nie meer geweet het nie, het Paulus. En hierdie is die ding, ouens. Paulus het 'n woord van God gehad waarop hy kon gestaan het. En omdat hy op dit gestaan het, en omdat hy daarin geglo het die Here hom nie gelos nie. Nie eens in hierdie ewigste storm waar die sterre nie geskyn het, en waar die son nie in die dag gesien, dit was bewolk, dit was reën, dit was reën gewees, dit was 'n storm gewees. Het God hom nie alleen gelos nie. En nou kom die woord van die Here in vers 21, en hy sê, en nadat hulle lank sonder ete was, het Paulus in hulle midde opgestaan en gesê, manne, julle moes, en ek dink dis die laaste ding wat hulle wil hoor terwyl hierdie storm woed en hulle al reeds alles uitgegooi het en geen hoop meer het nie. Hy sê, manne, julle moes na my geluister het en nie van Kreta afgevaar het nie, en julle sou hierdie ramp en skade bespaar het. Maar nou vermaan ek julle om moed te hou. Hy sê, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. Want daar het in hierdie nag, en dit is vir my so kosbaar, daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van die God aan wie ek behoort. Kan jy vanmôre sê, ek behoort aan hom. En omdat ek aan hom behoort, sal hy my nie begewe of verlaat nie. Al skyn nie son nie, al skyn nie sterre nie, hy sal my nie los nie. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal, nie miskien nie dalk nie, sal, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ongeag die storms, ongeag hierdie bumpy ride wat 'n ou deur die lewe maak, sal jy by hom kan skuil.
Daar het in hierdie nag, vers 23, by my gestaan 'n engel van die God aan wie ek behoort, wat ek ook dien. Hy sê en hy het gesê, moenie vrees nie Paulus, jy moet voor die keiser staan en kyk, God het aan jou geskenk, almal wat saam met jou vaar. Daarom, hou moed manne, want ek glo God. Ek glo God, dat dit so sal wees, soos hy aan my gesê is. Maar ons moet op 'n sekere eiland strand. God het besigheid met ons. Hy het besigheid, daar's iets wat gaan gebeur, daar's iets moois wat kom. Ons gaan op 'n eiland, ons moet op 'n sekere eiland strand. En toe die 14de nag kom, terwyl ons nog in die Adriaanse See ronddrywe, het die matrose omtrent middernag vermoed dat hulle naby land kom. En so gaan hy aan, vers 30. Maar die matrose, toe hulle nou naby die land kom, het die matrose probeer om uit die skip te vlug en die sleepbootjie in die see te laat sak onder die voorwendsel dat hulle ankers van die voorskip wou gaan afgooi. Met ander woorde, het gelieg. Hulle wou in die boot klim en hulle wou land toe vaar, maar hulle het onder die voorwendsel ingeklim en sê hulle gaan ankers, gaan hulle voor afsny. Maar Paulus, vers 31, toe sê Paulus vir die hoofman oor 100, man, weet jy wat, daar's krag in die woord van God, maar ek en jy het nodig om so 'n bietjie autoriteit te begin neem in die naam van Jesus. Jy sal nou verstaan wat ek vir jou wil sê. Toe sê Paulus vir die hoofman oor 100 en die soldate, as hierdie manne nie in die skip bly nie, kan julle nie gered word nie. God se woord was, ons moet in die skip bly. As jy uitklim, uitspring, afspring, is jy op jou eie. Dan is jy op jou eie en jy gaan dit nie maak nie. Bly in die boot, bly aan boord. Vers 32, daarop het die soldate die toue van die sleepbootjie afgekap en hom laat afval. En teen die tyd dat dit dag sou word, het Paulus almal aangemoedig om voedsel te gebruik en gesê, dis vandag die 14de dag, dat julle in afwagting bly, vas sonder om iets te gebruik. Vers 34, daarom raai ek julle aan om voedsel te neem, want dit dien tot julle behoud, want van niemand onder julle sal 'n haar van sy hoof afval nie, of van sy hoof val nie. Toe hy dit gesê het, neem my brood, dank God in die teenwoordigheid van almal, of hulle nou geglo het en of hulle nie geglo het nie, hy het God gedank. Hy was nie skaam nie, en hy breek dit en begin eet. En hulle het almal moed geskep. Man, is baie keer nodig om God te verheerlik in die moeilikste tye van jou lewe, want mense om jou gaan begin moed skep wanneer jy God verheerlik. Wanneer jy hom eer. Wanneer jy hom dien. En hulle het almal moed geskep en self ook voedsel geneem. En ons was in die skip altesaam 276 siele, dis 'n hele paar mense. En dan gaan ek nou af na vers 42. Nou was dit die plan van die soldate om die gevangenes dood te maak, sodat niemand kon uitswem en ontsnap nie. Maar die hoofman oor 100, Julius, wat jy jou kind kan noem as hy gebore word, wou Paulus red en het hulle verhinder in hulle voorneme, en bevel gegee dat die wat kon swem eers in die see moes spring om aan land te kom. Hulle het nou nader gekom. En die ander, sommige op planke en sommige op stukke van die skip. En so het almal behoue aan land gekom. Almal het behoue daaraan gekom, want God het vir Paulus 'n woord gegee. Ek wil jou vanmôre 'n vraag vra. En miskien gaan jou lewe soos Paulus se soos hierdie skeepsvaart waarin hulle was, gaan dit met moeilike omstandighede gepaard. Miskien is jy op daai plek in jou lewe waar die winde teen jou is, waar dit voel asof daar 'n storm losgebreek het en jy weet nie hoe die goed te hanteer nie, dit voel vir jou, jy's besig om weg te dryf, jy weet nie waar jy in jou lewe is nie, jy weet eintlik nie hoe dit in jou geestelike lewe mee gaan nie. Jy weet net, dis chaos.
Miskien is jy daar. Dan wil ek jou vanmôre 'n vraag vra. Het jy iets om op te staan? Het jy iets om op te staan? Het jy iets wat jou geanker kan hou? Te midde van die storm waarin jy jouself bevind, want ouens, hierdie lewe het baie stampe en stote. Sien julle hierdie grys hare? Is nie verniet grys nie. Daar's baie keer vrese. Daar's baie keer bekommernisse. Daar's baie keer dinge wat jou wil oorweldig. Het jy 'n woord waarop jy kan staan? Jy sien, as jy nie die Bybel lees nie, en as jy nie in 'n verhouding met God staan en die Here met jou praat, en vir jou woord gee vir jou lewe nie, gaan jy soos hierdie ouens alles sommer met jou eie hande uitgooi. Dit wat noodsaaklik is in die lewe, gaan jy met jou eie hande begin uitgooi, want jy weet nie hoe om dit te hanteer nie. En as jy nie 'n woord van die Here het vir jou lewe nie, as jy nie 'n woord, en as jy nie die woord van die Here ken nie, dan wil ek jou aanmoedig, kry 'n woord van God af. Miskien gaan jy vanmôre deur 'n storm in jou lewe, dan het dit tyd geword, ouens, dat jy so 'n bietjie stil sal word in jou lewe, dat jy by God sal uitkom en sê, Here, ek weet nie. Ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. Ek weet nie hoe om deur hierdie dinge in my lewe te kom nie. Ek het 'n woord van U af nodig. En kry 'n woord. Kry 'n woord waar jy voel, weet jy wat? Dis God se Gees wat nou besig is om met my te deel. Dis die Here wat nou met my praat. En glo vir my, jy kan daai ervaring kry. Jy kan dit kry. Ons was nou die dag, was ek in die hospitaal, maandag was ek in die hospitaal gewees, en ek lê daarso, en oorkant my is 'n suster wat 'n man bedien met die evangelie van Jesus Christus, terwyl sy werk. En hierdie man glo nie in God nie, hy's 'n ateïs, hy glo nie in God nie. Hy glo in homself. As hy glo dit gaan 'n goeie dag wees, dan gaan dit 'n goeie dag wees, en as hy glo dit gaan 'n slegte dag wees, en hy het seker maar geglo maandag gaan 'n slegte dag wees, dis hoekom hy in die hospitaal was. So jy kies wat jy wil glo. En sy bedien hom met die evangelie, en sy word gechallenge. Hierdie ou praat oor goed wat moeilik is om te antwoord. Maar weet jy hoe getrou is God se Gees in die oomblik? Ek en my vrou sit daar, ek lê aan die oorkant, sy sit langs my. Bestaan jy met ons vir hierdie vrou gebid? Sien net my vrou se lippies beweeg so. En sy bid. En na die tyd sê sy vir my, Marius, weet jy wat? Ek het toe daai ou met haar praat, toe weet ek nie wat sou ek vir hom gesê het nie. Dit voel, ek kan nie dink nie. En dit pla my, want sê nou maar ek word met hierdie goed gekonfronteer. Sê nou maar ek moet met so iemand praat. Toe sê ek my vrou, dit was nie jou oomblik gewees nie. Dit was haar oomblik. Die Here sê, ek sal dit in jou mond sit. Ek sal vir jou sê wat om te sê. En in die oomblik was dit hierdie vrou, het die Heilige Gees met hierdie vrou gedeel, om met hierdie man te kan deel. En toe sê sy vir hom, ek gee nie eintlik om wat jy dink nie. Sy sê, maar ek weet, ek het 'n ontmoeting met Jesus gehad. Ek weet Jesus is my redder en my verlosser, en ek het vrede met hom. En sy bedien hierdie man. En hy bo en ba en son en maan en sterre en ek weet nie wat als nie. Maar sy bedien hom met die evangelie van Jesus Christus. Want jy sien, sy het 'n ervaring met God gehad. En ouens, mense kan vir jou sê wat hulle vir jou wil sê, die storms van die lewe kan oor jou losbreek, maar as jy 'n belewenis met God gehad het, as jy 'n woord van die Here gehad het, het jy 'n vaste anker onder jou voete.
En sal die storms van die lewe jou nie wegdryf nie. Dit sal daar wees, dis 'n realiteit. Maar God is in beheer. Weet jy hoe lekker is dit om jou Bybel te vat? En jy kan so 'n bietjie terugblaai in jou Bybel en hier kry jy 'n datum. En hier weet jy, God het met my hier gepraat. Hier het die Here sy belofte aan my bevestig. Verlede jaar toe ons daai 'n maand 'n sabbatical gevat het en ons net daar een kant gekom het en ons 'n bietjie meer kon bid en bietjie meer Bybel kon lees, vat ek Esegiel en ek lees die Esegiel deur en die Here praat met my. En ek onderstreep dit en ek skryf daar neer, hier praat God met my. Hier bevestig die Here sy woord aan my. En is iets waaraan ek kan vashou. Maak nie saak nie of ek nou die son nie sien nie en of ek die sterre nie sien nie en of daar 'n storm besig is om oor my los te breek. Ek weet wie God is en ek weet wat sy woord sê en sy woord sê ek sal jou nie begewe of verlaat nie. Ek is met jou. Ek is met jou. Jy sien, as 'n storm losbreek, het jy woord nodig. As 'n storm losbreek, het jy God se woord nodig. Want as jy nie 'n woord het nie, gaan jy nie in autoriteit kan staan nie. Dis belangrik dat jy dit hoor. As jy nie die woord van God in jou hart gebêre het nie, gaan jy nie met gesag kan optree nie. Gaan jy nie in autoriteit kan staan teen die storms en teen die aanslae van die lewe. En glo my vandag, dis nie 'n vleeslike stryd nie, dis 'n geestelike stryd. Want Paulus sê ons worstelstryd is nie teen vlees en teen bloed nie, maar teen die magte en die owerhede en die bose geeste. En daarvoor het ek woord in my lewe nodig, sodat ek kan staande bly. Sodat ek 'n skild het. Want die pile word op jou afgevuur. Glo jy dit vandag? Die pile word op jou afgevuur. Wanneer jy 'n groot godsman is en jy lê op jou sterfbed, dan word die vuurige pile van die bose op jou lewe afgevuur en dan het jy die skild van geloof nodig om dit af te weer. Dit is vir my wonderlik as ek hierdie gedeelte lees, hoe Paulus autoriteit geneem het, of hoe hy beheer geneem het oor dit wat besig was om te gebeur. Terwyl hierdie ouens niks hoop gehad het nie. Alles met hulle hande oorboord gegooi, die ekstra seile, die ekstra toue, die blok en tackles, primitief, soos dat hulle dit gehad het, die spykers, die hammers, al die skeepgereedskap oorboord gegooi het, net met die hoop dat die ou skipie so bietjie ligter sal wees. Het Paulus 'n woord van God gekry. Het 'n engel van die Here in die nag by hom kom staan en hom sê, Paulus, moenie vrees nie, jy moet nog voor die keiser gaan staan. En dis hoekom Paulus met gesag kon optree. Dis hoekom Paulus beheer oor die situasie kon neem en sê, manne, dis wat gedoen moet word, dis wat gaan gebeur, ons moet op 'n sekere eiland kom, want daar's mense wat die evangelie van Jesus moet hoor. Daar's mense wat tot redding moet kom, daar's mense wie se lewens moet verander. Dit moet gebeur, en ek moet voor die keiser gaan staan. Ek moet vir hom van Jesus vertel, want die Here het vir my gesê, jy sal voor hom gaan staan. Jy sien, as jy nie 'n woord het nie, en as jy nie die woord van God het nie, kan jy nie in gesag staan nie. Kan jy nie in autoriteit optree nie. Kan jy nie beheer vat van omstandighede in jou lewe nie. En dis die rede, ouens, hoekom so baie ouens alles oorboord gooi en sê, ag, weet jy wat, my geloof is nie eintlik vir my veel werd nie, want kyk wat gebeur in my lewe, en waar's die Here in my lewe? Hoekom gebeur al hierdie goed met my? Jy's nie uniek nie. Dis nie net met jou wat dit gebeur nie. Dis nie net met jou wat dit gebeur nie. Dit gebeur in elkeen van ons se lewe. Maar die vraag vanmôre
vraag vanmôre, het jy 'n woord? Het jy 'n woord vir jou lewe? Het jy iets om aan vas te hou? Terwyl ander vir jou sê, daar's niks om aan vas te hou nie, het jy daai iets waaraan jy kan vashou en sê, weet jy wat, daaraan sal ek vashou met my lewe, want ek glo wie God is. Ek glo in sy woord vir my lewe. Ek glo in dit wat hy sê en daarom sal ek dit nie los nie. Ek sal dit eer, ek sal dit koester, ek sal dit lief hê. Ek hou vas daaraan. Miskien gaan jou lewe vanmôre deur allerhande ups en downs. Soos wat die storms daar buite woed. Soos wat dinge besig is om te gebeur. Miskien gaan jou lewe deur hierdie goed. Dan sê die Here, ek wil hê jy moet teruggaan na die woord toe wat ek vir jou gegee het. Wil hê jy moet teruggaan daarna toe. Wil hê jy moet dit weer gaan lees. Want dis dit wat jou gaan deurdra. Dis dit wat jou gaan deurdra. Esther, dis dit wat jou gaan deurdra, en ek beleef net, daar's baie storms in jou lewe. Daar's storms, ek weet nie, ek kan dalk verkeerd wees, dis net my ervaring. Daar's storms in jou lewe, God sê, ek het vir jou woord gegee. En ek wil hê jy moet daai woord weer gaan vat en jy moet hom lees en jouself herinner aan wie God is en wat hy gesê het. Moenie dit oorboord gooi nie. Moenie dink dit, daar in Esegiel, ek lees daar in Esegiel, die Here het vir ons 'n woord gegee en ek staan nog steeds op daai woord. En in Esegiel, was verlede jaar, wat ons weg was vir daai maand, lees ek deur Esegiel en ek kom daar op 'n plek en presies die omstandighede waarna ek is. Wat is dit vir die mense dat hulle sê, hierdie belofte sal nooit in vervulling tree nie, hierdie goed sal nie gebeur nie. Ek lees die goed en die Gees van die Here begin met my deel en met my praat en hy sê vir my, ek het vir jou 'n woord gegee waaraan jy moet vashou, waaraan jy moet glo. Maak nie saak of mense sê, wat van 'n woord is dit nie? Wat van 'n woord is dit? God sê hou vas aan die woord. Die Here sê hou vas aan die woord. Hou vas aan die woord vir jou lewe. Dian, hou vas aan die woord. Ervaring in my gees. Die vyand gaan baie dinge doen om jou weg te trek. Die Here sê ek het vir jou iets moois in stoor. Wees versigtig vir die plesiere van die wêreld. Ek sê net wat ek ervaar. Wees versigtig vir die pile wat die vyand op jou lewe gaan afskiet, want God sê, ek het jou uit die dood uit oorgebring in die lewe. Ek het jou uit die dood uit oorgebring in my wonderbaarlike lig. En dis in daai lig wat jy moet wandel. Wees versigtig. Staan op die woord wat die Here vir jou gegee het. Hou vas met jou lewe daaraan. Wat se woord het jy? Tuis het jy woord vir jou lewe. Want jou skip word geskit. Hy word geskit. En as jy nie weet wat God sê nie, gaan jy alles oorboord gooi. Dit is belangrik dat jy weet wat die Here sê. Rina, belangrik dat jy weet wat God sê. Wat sê God van jou? En ek weet die vyand het gekom en hy het al baie goed oor jou gesê, oor jou wat half in jou wat in jou vasgeslaan het, maar die Here sê, ek wil hê jy moet terugdraai. Ek wil hê jy moet terugdraai na my woord toe. Wat sê my woord vir jou? Selfs in die donkerste en in die moeilikste tye van jou lewe, al sien jy nie die sterre nie, al sien jy nie die son nie, sê God, sal ek by jou bly. En ek het die vermoë om jou besigheid te seën, ongeag van ekonomiese omstandighede.
maar jy moet by my bly. Jy moet alles in jou vermoë doen om by my te bly. Wat is jou woord? Nikkie, wat is jou woord? Jy woord van die Here. Die Here gebruik jou. Die Here gebruik jou op 'n besondere manier. Hou vas aan dit wat God vir jou gegee het. Moenie laat gaan nie. Wil weer vandag sê, daar's baie aanslag. Daar's baie pyle. Ek en Johan, Letsie praat nou die dag van goed wat in jou gedagtes inkom. Johan, goed wat in jou gedagtes op inkom, dan wonder jy, hoe is dit moontlik? Hoe gebeur dit? Want ek het nie eens daaraan gedink nie. En ewe skielik word daai vuurige pyle van die vyand op jou afgevuur. In die oomblik moet ek dit kan identifiseer. In die oomblik moet ek kan weet, wat sê die woord van die Here vir my? Want jy sien, dis die anker. Dis dit wat wat rigting gee. As jy nie die woord het nie, my maat, gaan jy rigting verloor in die lewe. Jy gaan koers verloor. Jy gaan van koers afgaan. Jy het God se woord nodig. Jy het dit nodig. En as jy 'n woord het, en ek maak klaar. As jy 'n woord het, kan jy in autoriteit begin optree. Jy kan in autoriteit in jou huwelik begin optree. Jy kan in autoriteit in jou verhouding met mense begin optree. Jy kan in autoriteit by jou werk begin staan, te midde van die feit dat mense so sê en ander dinge praat wat nie waar is nie, kan jy in gesag staan en sê, weet jy wat, ek het iets waaraan ek kan vashou. Ek het 'n rigting in my lewe. Mag die Here jou vanmôre seën met sy woord. Het die Heilige Gees met jou gepraat? Met julle gedeel? Iemand dalk vir ons sê, wat sê hy vir jou? Het julle hom gehoor? Praat nie van, het julle my gehoor nie? Het julle God se Gees gehoor vanmôre? Want as jy dit hoor, bring dit lewe. Bring dit hoop. Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie vir u woord. Here, dankie dat ons weet u het 'n plan met ons lewe. En miskien het die vyand al vir so baie mense gesê, weet jy wat? Jou lewe is besig om besig om na die rotse toe te beweeg. Jy gaan uitmekaar uitgeslaan word deur die storms van die lewe. Here, dan kan ons hierdie leuen, kan ons vanmôre, Here, kom weier in die naam van Jesus. Ons kan dit dood verklaar in die naam van Jesus. En ons kan terugdraai na u woord toe, Here, wat ons sterre in die nag is. En ons son in die dag is. En ons kan daarop staan en weet, ons is op koers. Weet u het 'n plan met ons lewe. By die skool, by die werk, by die huis, kan ons met gesag optree en leef. Want Here, ons het 'n woord van u. As dit finansiëel moeilik gaan, Here, in the middle of the storm, we will still raise the hallelujah. Want ons weet wat sê u woord. En ons weet, u woord sê u is 'n goeie Vader. U woord sê u sorg vir u kinders. U woord sê elke haar op jou hoof is getel. Here, en daarop staan ons. Geef vir ons woord. Iets waaraan ons kan vashou, Here, en word verheerlik. Here, want dis wat Paulus gedoen het en alles. Here, het hy u verheerlik. En dis ons hart, dis ons passie. Is om u te aanbid, u te verheerlik. In Jesus naam. Amen. Johan, hy wil net gou met ons iets deel.
So, ja, toe pastoor nou praat, pastoor, dankie vir die boodskap.